Ek is so bly en dankbaar dat vanmôre weer kan wees. Hier's 'n paar enkele verse wat ek vir wil lees. Maar die tema van hierdie boodskap vanmôre is skuil by liewe Jesus. Halleluja. As 'n ou Pinksterkoortjie wat sê skuil net by U, o Heiland. Skuil net by U, halleluja. Ek sê baie keer, daar's baie mooi nuwe liede wat in is, maar weet jy wat, die ou liede het so salwing gedra in hierdie lewe, halleluja. Baie van die nuwe liede wat daar, halleluja, moet 'n ou so 20 keer oor sing voordat jy dit ken, en dan teen die tyd wat jy iets voel, dan sal hy al klaar weer, want hy so baie gesing. Maar waar die ou liedjies kom en dit dra so salwing, so sê, I can't even walk without you holding my hand. Halleluja, maar ek wil vanmôre vir jou bemoedig met hierdie titel wat sê, skuil by Jesus, halleluja. En hierdie hele tema gaan vanmôre oor gaan, halleluja, om die Here Jesus te vat, halleluja, in 'n geestesterme om die Here Jesus te gebruik as die vlerke om jou deur hierdie lewe te vat. En ek gaan vanmôre 'n bietjie daaroor praat, halleluja, oor hierdie. Ek het so mooi gedeeltjie gelees terwyl ek dit so lees en die Here vir my hierdie boodskap gee en sê ek moet daarvan 'n boodskap maak. Dan sit ek so eendag en ek lees hierdie stukkie so op die media wat hulle sê 'n voeltjie kom in 'n ernstige storm op 'n piep kleine takkie sit en sê, breek maar, ek het vlerke. As jy voel of jou takkie wil breek, Jesus is jou vlerke. Hy gee jou nuwe krag om te vlieg. In die wilde storm maak hy jou vlerke sterk. En ek wil vanmôre 'n bietjie daaroor praat. Psalm 18 vers 31 sê tog so mooi. Jy kan dit luister of saam met my lees. Psalm 18 vers 31 sê so mooi. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Skuil net by God alleen. Psalm 18:31 sê dit so mooi. Ek lees hom weer. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Halleluja, met dit is wat hy gelouter is. Wil ek vanmôre vir jou sê, hier's nie 'n verkeerde woord in die woord van God wat by in jou 'n verkeerde weg sal wys nie. Amen. Halleluja, hierdie is ons kompas na die ewige lewe. Halleluja. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Amen. Wat is 'n skild? As jy in die oorlog was of sien maar hierdie skild wat hulle voor hom hou, hier gooi hulle die assegais of 'n skiep met 'n pyl en hy's vat dit en hy weer dit af met hy skild. Dit tref hom en die Here Jesus is vir jou en my 'n skild in vandag se lewe. Wanneer mense wil kom om jou lewenspaadjie of jou lewensstakkie waarop jy sit af te breek. Hy sê so mooi in Psalm 91 vers 2 sê hy so: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Hierdie voël sit op hierdie takkie. Sy vertroue lê in sy vlerke, want hy weet hy het iets waarop hy kan staatmaak. Die grootste storm kan in die lewe plaasvind of gebeur dat daai boom onder hom breek. Halleluja, dan vat hy sy vlerke en hy staan so styf. Het jy al baie keer gesien wat doen 'n arend? Wat doen 'n valk baie keer in die bosveld? Ek gesien wanneer ons gaan en ons gaan jag, dan kyk ek so vir al die aasvoëls. Dan kyk ek deur bo in die lug, sien ek hulle draai, dan weet ek daar voor lê iets, hallo waarna toe hulle nou afgaan. Dan lê dalk miskien iets om te eet. Maar weet jy, dan span hulle daai vlerke, arend gaan so hoog in die lug. Dan span hy daai vlerke, weet jy wat, dan sweef hy, halleluja, so op die wind, halleluja. Hy het eers nodig om sy vlerke te klap nie. En wat vanmôre vir jou sê, wanneer jy God in jou lewe het jy nie nodig om te struggle, jy het nie nodig om te stry, jy het nie nodig om bekommerd te wees nie. Los dit vir die Here, gaan op die vrede van die Here, op die krag van God, en hy gee jou krag, halleluja. U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Hoekom is dit so belangrik om by Jesus te skuil? Baie van ons kry seer in hierdie lewe. Baie kry seer in die lewe waarvoor ons nie gevra het nie. Dan kom soms in die lewe wat sê, Here, hoekom, waarom? Here, hoekom het hierdie dinge gebeur? Hoekom, waarom hierdie? Dan sê die woord van die Here op my kind, weet vandag, ek is met jou en ek sal jou help. En die woord van die Here sê ook so mooi, vir my toes vra. Hy sê dit so mooi. En dan kom ons daar so wat hy sê, wat die Here sê, laat my kind, ek sal jou help. En tye, ek sal vir jou krag gee. En dit het vir jou al gevoel in hierdie lewe, dat jy op 'n plek gekom het, waar jy voel, jy is nou net gevestig, of alles is mooi reg, dan sal iemand kom, of iets sal kom, en hierdie takkie onder jou breek. Weet jy, baie keer gebeur het in ons lewens, dat mense aan ander een se tak breek met die mond, sonder dat hulle dit weet.
Weet jy baie gebeur het in hierdie lewe, dat jou lewenstakkie gebreek word deur iemand se toedoene wat hy doen. Iemand wat spreek iets wat sê, dan dink hulle dis reg of so, maar weet jy, dan voel dit of hierdie tak onder jou uitgeruk word, maar ek wil vanmôre vir jou sê, I can't even walk without you holding my hands, halleluja, ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die Here kry, as vlerke in jou lewe, kan mense maar kom, en hulle kan jou breek, en hulle kan jou seermaak, halleluja, maar weet jy wat, gee dan net vir die Here, halleluja, wys vir die Here die geloof, my geloof moet in God lê. Weet jy wat doen Arend? Ek het al baie navorsing gaan doen. Hulle bær hulle neste daar bo in die kraanse. Nie hier onder soos 'n hoender nie. Ek het eendag 'n preek gebring, ek sal weer eendag 'n preek bring van 'n hoender en 'n arend Christen. Kies tog. 'n Hoender en 'n arend Christen wat ons in ons lewens kry wat binne in 'n kerk sit. Hoeveel arend Christene is daar en hoeveel hoender Christene is daar? As ons moet gaan kyk hoe 'n arend kom, weet jy, op 'n tyd kom hy, dan daai kleintjies in hy nes sit, wat doen hy maar? Sy skop hom uit en sy begin vlieg. Kry jou geloof in jou vlerke, moenie aan my die hele tyd vashou nie. Kry jou geloof op jou vlerke, halleluja, jou vlerke. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jou geloof in die Here Jesus lê, halleluja, glory to God, wil ek vanmôre vir jou sê, al breek jou lewensstak, jy praat denkbeeldig vanmôre, sal jy staande bly, jy sal vlieg, halleluja, en jy sal bo die storms uitgaan, en die Here sal vir jou deurdra. Terwyl ek gistermiddag so besig was, en ek ook afsonder, halleluja. En ek dink so by my terug verlede jaar in 'n oogwink. In 'n oogwink toe ek my oë uitvee, toe lê ek intensief in die hospitaal, bewusteloos in 'n oogwink. Almal ken al my verhaal. Halleluja, met die groot ongeluk waardeur ek gegaan het. En ek besef, Here, waar? Here, dis net U wat my deur gaan dra. Dis net U wat ek gaan vat vanmôre as vlerke om my deur hierdie wind, deur hierdie storms te vat. Halleluja. Dis net U wat dit vir my gaan doen. Halleluja. Ek wil weer vanmôre vir jou sê halleluja. En daar het ek baie keer gesê halleluja. Here, wat moet ek maak? Here, wat moet ek doen? Ek het in die week het ek so met mense gepraat, ek sê vir hulle, weet julle wat? Wat help dit jou, jy beklei teen iets in die lewe wat jy nie kan verander nie? Hoeveel mense is besig met dinge in die lewe om te beklei wat hulle nie kan verander nie? En weet jy wat, op die einde van die dag gaan kry hulle eie lewensstakkie seer deur dit. Hulle eie lewens kry seer deur dit. Hulle beklei teen iets wat hulle nie kan verander nie. Maar hy gaan aanplaas hier vir die Here Jesus gee en sê, Here, halleluja, ek wil vir, halleluja, ek wil hê, U moet my help. Ek het so geskryf wat ek gesê het, ek wil vir jou sê, Jesus is jou vlerke wanneer jou lewensstakkie onder jou breek, dan hou die Here jou vas. Die Here dra jou. Weet jy geliefdes, en we gaan kyk na Dawid uit gesin. Hy was maar 'n skaapwagter gewees. Terwyl sy broers daar in die paleis was, het hy hier gesit, moes hy maar 'n ou bokkie skiet om te eet. Hy moes ook maar dalk by 'n put of by 'n gat uitgekom het waar water was om te drink, terwyl sy broers daar was. Maar weet jy wat was vir my so mooi gewees? Omdat sy halleluja opregtheid voor God reg was, het die Here hom van 'n skaapwagter na 'n koning bevorder. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie jou oë op mense hou nie. God bevorder jou, al breek hulle jou tak, God bevorder jou, halleluja, na 'n koningskind toe. Hierdie volkie is bekommerd, dan sit hy op hierdie takkie, hierdie winde kan maar kom, want hy weet sy vlerkie sal hom veilig hou. Kom ons kry die Here Jesus in ons lewe vanmôre en sê, Abba Vader hier, moenie gaan probeer beklei teen iets wat jy nie kan verander, moenie gaan probeer wys vir die persoon op daai, los dit vir die Here. Weet jy wat ek al baie keer in my lewe geleer? Die woord van die Here sê, dis die klein jakkalsies wat die wingerd verwoes. Maar weet jy wat, baie keer wil 'n mens die Heilige Gees se werk uit sy hande uitvat, om dit self te doen as dit 'n mislukking. Baie keer is 'n mens te haastig. Jy is nou gekry, jy wil hê dinge moet na jou sin gaan. Jy wil hê dinge moet gebeur soos wat jy wil. Jy wil dit vinnig uitgesort kry soos jy wil. Ek wil vanmôre vir jou sê, geliefdes, halleluja. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê vanmôre, halleluja. Kom ons staan vas by die Here, halleluja. Moenie probeer teen iets beklei wat jy nie kan verander nie. Terwyl ek in 'n hospitaal lê, en ek dink myself, die man wat dit veroorsaak het. Baie mense kom na my en toe sê, gee hom aan. Baie het vir my gesê, gaan klaarman, maak 'n saak teen hom oop. Baie het vir my gesê dit, baie het vir my dit gesê. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, halleluja.
Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here vanmôre. Weet jy, terwyl ek daar lê en ek sê, weet jy wat? Hy het 'n fout gemaak. Ek gaan hom nie kruisig nie. Hy het 'n fout gemaak in sy lewe. Dit kon net sowel ek ook gewees het. As dit ek was, sou ek ook wel gehad het, daai persoon met my vergewe, amen. Dis 'n jong seun, 'n jong kind van 21 jaar wat die fout gebring het, wat my gebring het waar ek vandag staan. Maar weet jy wat, ek het hom vergewe. Dit het tyd geword dat ons sê, Here, ek sit my persoonlike dinge in u hande vanmôre. Wees u my vlerke vanmôre, dat ek sal kan vlieg. Wanneer hierdie storms van die lewe, daar's 'n liedjie op my CD, wat ek sing, as die storms van die lewe teen jou aankom, wil ek vanmôre sal jy staande bly, wanneer jy jou huis op die rots van God bou. En ek wil vanmôre vir jou sê, as die storms van die lewe teen jou aankom, weet vanmôre, as liewe Jesus jou vlerke, en jy's geanker in hom, wil ek vanmôre vir jou sê, ons is net 'n mens, jy kry ook seer, jy voel ook down, maar ek wil vanmôre vir jou sê, God sal jou aan die ander kant uitbring, halleluja, waar die mense nie dink, jy sal uitkom vanmôre nie. Hoor wat ek vir jou sê vanmôre. Die Here is hier om te sê, my kind, hier's ek. Here, maar daai mense het my so seer gemaak. Kyk wat in die verlede wat het gebeur. Ek sal nooit vergeet, ek gaan die name noem nie wat ons vang het op. Ek het jare terug het ek 'n tuindienste gehad. 'n Groot tuindienste in Pretoria. Dit het goed gegaan, jy weet Pretoria, wat Pretoria ken is burgererwe, is groot plekke. En ek het 63 tuine gehad, dis groot. Jy weet, dis 63 tuine elke week. Want jy moet elke week by almal uitkom. In die eerste 3 maande is ek so besig. Dit was my fout, ek erken. Maar ek doen nie die volle registrasie wat doen. Ek sê my vrou, ek gaan eers die tuin doen, om te kyk, vir die mense tevrede. En as ek op my bene is, dan sê ek, nou kan 'n mens registreer vir alles wat jy moet registreer, om het eerlik te vat, want dit is hoe die Here dit wil hê. As jy jou besigheid op 'n eerlike manier bestuur, sal God jou seën. Maar weet jy wat geliefdes gebeur? Ek kom na een van die eie familiemense, familielid. Hy sê my vrou, ons is mos nou maar familie. Doen my tuin verniet vir my. En ek sê vir hom, ek het klomp werkers, 6, 7 werkers wat betaal word. Ek sê, gee ten minste dan net die geld vir die brandstof van al die petrolwiet en die grasmasjiene. Ek sê, ek kan nie dit verniet vir jou doen nie. Ek wil vir jou sê, baie keer dan dink mense, as 'n vriend van jou besigheid het, moet hy dit alles verniet vir jou doen. Dit werk nie so nie. Want jy weet nie hoeveel vriende in daai ou nie. Want as hy dit vir jou moet doen, moet hy vir jou sê, vir jou moet hy vir jou sê. Op die einde van die dag speel jy bankvrot vir al jou vriende wat jy moet voorsien en hulle smile. God wil dit hê nie. Die Here sê bereken jou eie kostes van jou huis voordat jy verder gaan. Dis die woord van die Here wat dit sê. En ek sê vir hom nee. Ek kan dit nie net verniet doen nie. Ek sal die arbeid verniet vir jou gee. Ek sal gee van my net die geld. En weet jy geliefdes, so 2-3 dae gaan verby. In die oggend vroeg lui die klokkie 6 uur, dokter, wat gaan nou aan wie zijn? Ek sien daar staan 'n man met so soet aan. Ek myself, nou ek wonder wat wil hy, en ek staan so aangestap kom. Sê hy vir my, hy's van die arbeidswet. En hy vra vir my, het ek die werkers geregistreer. Hy soek die registrasies. Gaan gee hulle my weg, omdat ek dit nie wou doen nie. Ek het alles verloor. Die trailers is so voor my weggevat. Die grasmasjiene, alles wat ek gehad, voor my weg. Die tuine, ek het alles verloor. Weet jy wat, ek sak daar op my grond, ek sê, Here, een persoon kan die mat onder jou uitruk. Dan besef hulle nie wat hulle gedoen het aan jou nie. Dan weet hulle nie, dan sit hulle en lag aan die ander kant, want ek het mos my huis. Ek het mos 'n werk met baie geld. Ek het 'n inkomste. My huis is vol meubels. Woord van God sê, dit wat jy nie moenie aan iemand anders doen, wat jy aan jouself gedoen wil hê nie. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, moenie aan iemand anders doen wat jy aan jouself gedoen wil hê nie. Sit jouself in daai mense se skoene en weet jy, ek het vandaan week het ek in Manana gehuil. Sê, Here, hoe moet ek hier opstaan? Here, wat moet ek maak? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as dit nie vir God se vlerke was nie, sou ek nie vanmôre hier gestaan het nie. Dis hier die eerste keer dat baie dinge gevalle wat ek jou kan sê, vanmôre sê, maar ek wil jou bemoedig vanmôre as kind van God, halleluja, moet nooit iets aan 'n ander ou doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Voordat jy iets doen, bepyns jy en sê, as ek dit
dit doen, en dit word aan my gedoen, sal ek dit aanvaar, en as jy sê, ja, kan jy dit doen, maar as jy sê, nee, ek gaan dit nie aanvaar, moet jy weet, dit gaan ook seer weer, vir 'n ander persoon. Kry God in jou hande vanmôre en sê, Here, wees van vandag af my vlerke. Ek wil vanmôre vir jou sê, in die gees met die liewe Jesus, aan die arm so vasbind, halleluja, en sê, ek maak my vas aan die bloed van die Here, aan die Here vanmôre, wanneer die lewensstorms in my lewe kom, en hy wil my breek, moet ek kan opsê en sê, halleluja, ek vaar op, soos die van Aarons vlerke, en die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wat is jou keuse vanmôre? Ek gaan vra my broer my saggies sal liedjie sal speel. Net vir agtergrond. En wat vanmôre vir jou sê, geliefdes. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Halleluja, moenie aan iemand anders doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Maar kry God in jou lewe om te sê, liewe Here, wanneer die lewensstorms, halleluja, my pad langs kom, halleluja, vra ek, Here, dat U my sal lei, dat U my sal deurdra, dat U my krag sal gee, en ek wil vanmôre vir jou sê, vergewe. Dis nie altyd 'n maklike ding nie, veral as jy geval het. Vergewe en vergeet. Hoeveel keer vergeet hom? En terwyl ek eendag so sit, en ek praat so, en sê, Here, halleluja, en weet jy, ek lees 'n stukkie waar die woord van die Here sê, jy mag nie boekhou van die kwaad nie. Jy mag nie. Ons mag dit nie doen nie. Gee dit in die Jesus se hande. Gee dit in die Here se hande vanmôre. Sê, Here Jesus, Here, hier waar ek vandag sit, is vir my moeilik. Here, ek gevoel op my lewensdag gebreek is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl ek gistermiddag so afsonder en ek bid, was alleen gewees. Sê, Here, ek vat U as my vlerke vanmôre, vanmiddag. En ek wil jou vanmôre bemoedig om te sê, kind van God, kry liewe Jesus as vlerke vir jou lewe. Wanneer die lewensomstandighede kom, dat jy nie sal val nie. Dis nie die moeite werd nie. Want weet jy hoekom? Daar wag 'n goudstad vir jou en vir my. My kinders is al klaar aan die ander kant, my kleinkind al klaar. En ek wil hulle eendag sien. Dis hoekom ek nie wil toelaat dat geen mens my sal wegkry van God af. Of my lewensdag sal breek, dat ek sal val nie. Ek wil aanhou vlieg om saam met hulle eendag daar te wees waar hulle is. En ek wil jou vanmôre weer bemoedig met hierdie woorde, kind van God. Wees net sterk. Wees nie mismoedig. Weldra is die sware stryd verby. Daar gaan ons sing en aan Jesus hulde bring. Vry van alle kommer en vrees. Ja, in daardie land van engelekore sal daar nimmer meer gebroke harte wees. Kom ons staan vas vanmôre en sê, Abba Vader, soos wat Paulus sê, hierdie is 'n stryd, maar is 'n goeie stryd. Hierdie is 'n wedloop wat ons moet doen. Ons verstaan dit nie altyd nie. Hierdie wedloop het partykeer maar dussels op die pad. Klippe dorings. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God help jou om hierdie wedloop te volëindig. En wanneer jy so terugkyk en jy sien een ry voetspore, moet jy weet, dit is waar liewe Jesus jou gedra het. Al het dit vir jou gevoel jy lê, God was by jou. Want môre wanneer jy opstaan, sien jy voel beter. Dan dink jy vir jouself, hoe het ek hier gekom? Hoe het ek hier gekom? Ek wil vanmôre vir jou sê, God dra jou. Hy versterk jou. En hy tel jou deel op, halleluja. En weet jy wanneer ek bid in die lewe, dan sê ek altyd, liewe Jesus, ek bid dit altyd. Baie dankie vir u geduld met my. Baie dankie vir u geduld met my. En ek sê weer vanmôre, moet nooit aan iemand anders te doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê. Gee vir God jou probleem. Gee vir die Here jou probleem, jou omstandighede, en God sal dit verander. Amen. Daar gaan ons sing en dan Jesus hulde bring, vry van alle kommer en vrees. En wat vanmôre vir sê, is dit nie waarna jy uitsien nie.
Kom ons kry dan, liewe Jesus, uit ons vlerke, dat ek en jy nie sal val nie, maar dat ons bo sal bly. Halleluja. En sal sê, Abba Vader, hier is ek. Halleluja. Halleluja. Geliefdes, kom ons staan vas, kry die Heilige Gees in jou, wat vir jou onderskeiding kan gee, wat vir jou kan sê, so en so. Maar weet vanmôre, wanneer jy vra vir God vir hulp, sal hy dit vir jou gee. Hy sal dit vir jou gee. Hy wil dit vir jou gee. Mag God jou seën vanmôre. Mag die Here jou deurdra. Sê, liewe Jesus, Jesus. En ek vra weer vanmôre vir jou, moenie terugkyk nie. Moenie terugkyk nie. As ek vasgehou het om te sê wat daai persoon van familie dit aan my gedoen het, wat ek nou genoem het, alles verloor het. Maar weet jy wat ek het gesê, liewe Jesus, seën hom. Want hy weet nie wat hy doen nie. Toe die man aan die kruis hang, sê die Here ook, toe Jesus voor sy asem laat sê, Abba Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle gedoen het. Dit is nie altyd maklik om hierdie woorde te uiter nie. Want baie keer, soos ek sê, mense kom met dinge weg. Jy trek te koste. Want as ek, jy as kind van God, die vrug van die Gees, moet dan kan sê, liewe Jesus, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle sê nie. Mag God julle seën vanmôre. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek bid vir julle. Ek is lief vir elkeen hierso. Mag die Here julle deurdra, waar julle ook al gaan, wat julle ook al maak, waar julle voete sit. Halleluja. Dat dit oorwinnings op oorwinningsgronde sal wees. Ek wil vanmôre vir julle sê, die wêreld maak nie meer vir my sin nie. Opbou maak nie meer vir my sin nie. Wat vir my sin maak, is om vas te hou aan die Here. Dat wanneer hy my gaan kom haal, dat ek hy beloofde land sal ingaan. Halleluja. Ek het daardie dag van my kinders ook sê ek vir my, sê ek, julle is jong. Dis mooi om op te bou. Jy moet 'n visie hê, om te sê ek wil dit bereik, ek wil dit. Ek sê, maar weet jy wat, ek het op 'n punt, paad in sy lewe op 'n punt gekom. Ek worry nie om op te bou nie. Solank ek net kan vas staan, tot die Here my kom haal. En wanneer hierdie blou lig sal keer, niks met my kan agterhou nie, niks. Ek wil sê, liewe Jesus, staan vry van alle kommer en vrees. Die Here seën julle. Halleluja.